episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jan-Louis Lee. Goed, baie welkom by hierdie episode van Radio Scriptura. Dit is vir ons werklik 'n spesiale episode. Ons het 'n baie spesiale gas wat ek nou aan julle sal voorstel. Maar ek wil so begin vandag. Kern aan ons bediening hier by Scriptura, en ek glo ook in alle Bybelgetroue gemeentes, is die woorde van 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Bybel is die bron waaruit ons lewe, dit rig en dit lei ons. Maar dikwels hoor 'n mens dat hierdie of daardie vertaling van die pad af is. Ons het dit bitter onlangs ook gehoor met die 2020 vertaling, en ons het dit dikwels gehoor in my grootwordjare ten minste van die 83 vertaling. En dit laat 'n mens dan wonder, is jy besig om te sondig, is jy besig om iets te verloor, of is jy besig om iets te wen as jy bepaalde vertalings lees? En dit bring ons by die gedagte van Bybelvertalings, brontekste, eintlik die gedagte van tekskritiek, en ons gaan dit in hierdie episode baie mooi uitbou. Dit is 'n baie wye onderwerp, ons sou werklik ook baie tyd hieraan kan spandeer. Ons gaan vandag so goed en kern moontlik dit probeer uitbou, maar daarom wil ons ook vanoggend dan by ons verwelkom professor Gert Jordaan van die emeritus professor in Nuwe Testament. Ek is reg, Nuwe Testament, nee prof, aan die TSP. Baie welkom by ons prof, en ons sien ook uit na hierdie gesprek saam met u. So, kom ons, wag, ek moet dalk mede-aanbieders ook voorstel, dalk 'n gesig wat ons luisteraars en kykers lanklaas gesien het, is Dominee Marnix Boersema, wat so 'n bietjie van 'n kraamverlof geneem het vir so rukkie, en weer by ons is. Baie welkom terug Marnix, en dan ook amper dokter Jonker Venter. Baie welkom julle twee ook. Reeds? Hulle sê so. Ag nee. So, waarheen gaan hierdie wêreld? Goed, kom ons begin by die begin, en dan, prof, ek gaan sommer dadelik wegtrek en vir prof vra. Wil prof ons verduidelik, wat is tekskritiek, en dalk dan ook in die besonder wat dit nie is nie? Wat is tekskritiek en wat is dit nie? Ek lei af as we daaroor praat, en ek doen dit graag. Want die naam tekskritiek is eintlik slegte benaming, 'n slegte keuse vir die vak tekskritiek. Tekskritiek is 'n bepaalde tegniese aktiwiteit, die naam vir 'n tegniese aktiwiteit, en dit moenie verwar word met 'n bepaalde gesindheid teenoor die Bybel nie. Mense dink baie in terme van iets soos skrifkritiek, dat ons krities staan in tekskritiek teenoor wat in die Bybel geskryf is. Dit is juis die teendeel daarvan, want die tekskritiek is daarop gemik om die teks van die Bybel te bewaar of so naby as moontlik te herstel aan hoe dit aan die begin gelyk het, hoe dit geskryf is, woordeliks geskryf is deur die evangeliste en die apostels en die ander Bybelskrywers. Die rede daarvoor is natuurlik omdat die oorspronklike manuskripte, dit wat Paulus en Lukas en Markus self met hulle eie hand geskryf het, of wat hulle sekretarisse geskryf het, ons weet dit ook van sekretarisse gebruik gemaak, maar daardie eerste dokumente het met die eeue verloor gegaan. En daar is eintlik 'n baie goeie rede daarvoor. Natuurlik, dit was geskryf op die heel goedkoopste skryfmateriaal van daardie tyd, wat uit die papirusplant vervaardig is, en dit het baie maklik, vir alles het nat geword het of se klam geword het dit vergaan. So daardie eerste dokumente is verlore. Maar genadiglik het die Here beskik dat daar op 'n baie vroeë stadium van elkeen van daardie geskrifte, die evangelies, die briewe tot by Openbaring, afskrifte gemaak was. En dit was eintlik ook 'n baie praktiese rede, want na mate die kerk uitgebrei het, moes elke gemeente 'n Bybel hê, en het afskrifte gemaak
met die hand, natuurlik met die handkopieë, daar was nie sprake van 'n boekdrukpers daardie tyd nie, en daarom het elkeen maar sy eie afskrif gemaak. En die volgende een weer 'n afskrif van daardie een, en so die teks van die Bybel is dit versprei met handgeskrewe afskrifte. En na mate die eerstes verlore gegaan het, of vergaan het, daardie eerste dokumente, is daar, het ons ten minste die ander manuskripte gehad. En elke kerk het gelewe tot hier teen die middel van, hier teen 1500 na Christus, het elke kerk reggekom met daardie een handgeskrewe afskrif wat hulle gehad het. En dit is deur die Here so beskik, dat elkeen so 'n teks van die Bybel voor hom kon hê. Maar toe die boekdrukkuns uitgevind is, toe moes die drukkers besluit, watter teks gaan ons nou druk, gaan ons in die drukpers insit. Want teen daardie tyd was daar duisende afskrifte van die Bybel gemaak. En nou moet hulle besluit neem, en nou het hulle gaan bymekaar maak wat hulle kon kry, en hulle sien, ja, nee, almal van hulle stem saam, maar nie presies woordeliks nie. So hier en daar is 'n skryffoutjie gemaak. In die een afskrif hierdie skryffout, in die ander een daardie skryffout. En daarom moes daar op een of ander manier die tekste met mekaar vergelyk word, en dan besluit word, goed, hierdie is waarskynlik wat hulle geskryf het. Nou hierdie proses wat ek nou so pas beskryf het, dis wat tekskritiek doen. Na al die jare, nou meer as 500 jaar na die uitvinding van die boekdrukkuns, is ons nog steeds besig, sit ons met dieselfde probleem, dat ons hierdie groot magdom van handgeskrewe afskrifte het, wat nie twee van hulle identies presies dieselfde is nie. En die taak van tekskritiek is om hierdie manuskripte met mekaar te vergelyk, en dan te probeer uitmaak op baie betroubare wetenskaplike manier, watter een van hierdie manuskripte, of watter kombinasie van hulle, is waarskynlik die presiese bewoording. Ek moet net dadelik bysê, ons sal miskien later weer daaroor praat, genadiglik, die inhoud van die manuskripte verskil niks. Almal bevat dieselfde evangelie, en maar dis die klein bewoordingkies, die klein jakkalsies moet ons druk, hulle het na Jerusalem toe gegaan, of hulle het net Jerusalem toe gegaan. Moet daar die na inkom of nie, en so meer. Dit is oor daardie klein dingetjies wat die tekskritiek beslissings moet neem. So dit gaan eintlik nie oor tekskritiek nie, nie kritiek op die teks nie, maar dit gaan om herstel van die teks. In plaas van tekskritiek sou ek dit eerder wil noem teksherstel. Terwyl dit is wat ek hoop julle kon hoor, want ek kon nou nie julle heeltyd hoor nie. Ja, prof, nee, dit kom heel duidelik deur aan my kant in 'n geval, en ek hoop so by die ander en by die luisteraars ook. Dankie prof vir daai inleidende opmerkings rondom tekskritiek. Ek sou net graag ter wille van ons luisteraars, ons is daarom nou heel bekend met prof, maar ek sal graag wil hê dat ons luisteraars ook net moet weet, hoekom ons juist vir prof gevra het om met ons hieroor te praat. As prof nie omgee nie, kan prof dalk net so kortliks verduidelik, prof se betrokkenheid by vertalings, en juist prof se kundigheid op die gebied van tekskritiek, en hoe prof daai kundigheid bekom het. Ons sou net graag wou hê dat ons luisteraars 'n bietjie meer inligting ook moet hê oor prof, rondom hierdie onderwerp. Ja, goed, ek sal dit kort hou. Ek het my doktorale studie het ek gedoen oor die tekskritiek, die keuse wat gemaak moet word tussen verskillende manuskripte op Lukas, en dan spesifiek daar waar die manuskripte verskil oor die woordorde in die oorspronklike teks. Party het, en dan moes ek nou 'n metode voorstel aan my proefskrif oor hoe moet keuses gemaak word oor woordorde verskille in die teks van die manuskripte. Ek het my studie gedoen in Amerika by Prof Metzger. Hy is natuurlik ook 'n bekende tekskritikus. Hy is ook al nou oorlede, maar 'n baie bekwame man gewees. Wat die Bybelvertaling betref, by die 2020 vertaling, wat eintlik op aanvraag van die gereformeerde kerke plaasgevind het, is ek van die begin af op die loodskomitee gewees, en so deur die
tussenkerklike kommissie oor Bybelvertaling so aanbeveel. Toe hulle die doodskomitee samenstel op die ou einde, was ek deel van die hele vertalingsspan, bestuur ek 'n geweldige groot projek waaraan vertalers uit al die Afrikaanse kerke meegewerk het en op die ou einde ook op die redaksiekommissie van die Nuwe Testamentiese teks. Die Ou Testament, natuurlijk het Ou Testament persone deelgeneem. Prof. Harry van Rooij was daar weer by die finale redaksiekommissie. Ek weet nie of dit genoeg is nie. Ek dink dit is heeltemal genoeg. Ja, Dit is baie dankie. dit is genoeg vir 2 leeftye hierdie. Ja. Prof, Prof het nou gepraat so 'n bietjie oor die autograwe, die tekste waar Matteus, Markus en Lukas hulle hande nou op sou neersit en die dokumente sou neergeskryf het, maar ons het dit nou uiteraard glad nie meer nie en ons moet daartoe werk. Wil Prof net vir ons iets daaroor sê oor hoekom dit 'n goeie ding is dat ons hierdie brontekste het nie, die autograwe, eerder die autograwe nie die brontekste nie, en ook net iets in die lyn van hoe langer die navorsing gedoen word, hoe nader kom ons aan die teks, iets in daai lyn. Ja. Kyk, ek dink die Here het dit so beskik dat daar die eerste manuskripte wat die Bybelskrywer self geskryf het, of die eerste wat hulle nie meer beskikbaar is nie, vanweer die menslike natuur. As 'n mens 'n bietjie kyk hoe mense dinge begin verafgod, né? Kan mense dink byvoorbeeld nou beelde van Maria wat aanbid word in die Romeinse kerk en wat alles nog. Hoe mense op hol gaan oor sogenaamde stukkies van die kruis, 'n stukkie hout wat van die kruis afkom, en dit word as 'n relikwie hanteer en feitelik aanbid, né? As heilig beskou. Wat sou hulle nie gedoen het as die oorspronklike behoue gebly het? Die Here sou dit so kom beskik, hy is almagtig, hy kon dit beskik dat selfs daar die eerste dokumente soos hulle het geskryf het, behoue gebly het. Maar deur sy beskikking juis nie, ek dink om die kerk te bewaar van afgoderry, dat ons daardie tekste begin as heilig beskou, want dit is gewone geskrifte op papier. Wat is jou tweede vraag nou weer? Moet ek eers weer mooi dink, oor die gedagte dat ons het met 'n brontekste wat Prof nou vir ons verduidelik het hoe dit saamgestel is, en hoe navorsing nou gevorder het, en hoe langer ons aangaan met die navorsing, hoe nader kom ons waarskynlik by die mees waarskynlike teks van die Bybel. Ja, goed, dit is natuurlik so dat met opgrawings daar gedurig maar weer nuwe manuskripte na vore kom. En dit bevestig elke keer maar net weer van vooraf dat die teks van die Bybel is bewaar in elke manuskrip. Natuurlik hoe meer tekste ons het om te vergelyk, hoe meer verander die moontlikhede om nader te kom aan die oorspronklike teks. Want ergens tussen al daardie tekste moet die oorspronklike bewoording lê, want almal is afskrifte van die oorspronklike of afskrifte van die oorspronklike. Ek dink die tekskritiek is nederig genoeg om te sê, met ons menslike vermoëns sal ons nooit kan sê ons het die absolute sekerheid, hierdie is nou die oorspronklike Griekse teks wat hulle geskryf het nie. Ons kan net kom by hierdie is waarskynlik of hoogs waarskynlik die oorspronklike. As daar sekere woorde is wat in al die manuskripte gelyklik voorkom, dan kan mens daarom met betrekkelike sekerheid sê dit is wat oorspronklik gestaan het. Omgekeerd, wil ek sê, daar is nou al meer as 5000 manuskripte so versamel deur die eeue. En so ons het die luukse van al die afskrifte van die Bybel. Deur die eeue tot voor die boekdrukkings het die kerk nie daardie luukse gehad nie. Elke kerk het net die een afskrif gehad. Ek wil net byvoeg so 'n afskrif wat met die hand die hele Bybel oorgeskryf moes word en dit later op perkament wat 'n duur materiaal was,
Die oorspronklik is 'n ander storie. Of die vroeër is 'n ander storie, maar die later is op die skryfmateriaal deur professionele persone oorgeskryf. So dit was 'n baie duur dokument en die idee van 'n bruidskap glo ek nog, ek kan nie met sekerheid dit sê nie, dis maar my teorie, was aanvanklik elke nuwe gemeente wat afgestig het, moes 'n kopie van die Bybel hê. En die vorige gemeente het aan hulle so 'n kopie gegee, 'n handgeskrewe afskrif wat 'n baie duur item was. So was 'n bruidskap, 'n werklike bruidskap as 'n paar. Maar goed, so elke gemeente het die een afskrif gehad. En nog nooit ergens in die kerkgeskiedenis was daar 'n geval dat daar dwaling gekom het as gevolg van 'n skryffout ergens in die teks nie. Met ander woorde, die Here het dit so beskik, en dis waar die beskikking van die Here lê, dat te midde van hierdie duisende afskrifte van die Bybelteks wat gemaak is, die waarheid, die inhoud daarvan nooit verlore gegaan het of vervals is of verdraai is nie. Want die afskrif, die afskrifte was almal so getrou te midde van klein skryffoutjies dat dit dieselfde evangelie gebring het. 'n Dwaling het gekom as gevolg van verkeerde interpretasie van die teks, nie as gevolg van 'n verkeerde afskrif van die teks nie. Ek weet nie of dit jou vraag beantwoord nie. Ja, inderdaad, prof, ek dink ook net terwille van ons luisteraars, wil prof net ons vinnig verduidelik hoe bepaalde foute in die teks dan nou hulle self voordoen nie, of hoe dit gebeur dat daar foute kom nie. O ja, kyk vir die eerste 4 eeue natuurlik, eintlik moet ons nou praat van seker die 3 eeue na Christus, het die kerk in 'n te midde van vervolging moes afskryf. In ander woorde, moes eintlik dit skelm doen, dat die owerheid dit nie sien nie. En daarom is dit dikwels gedoen ergens in grotte en agter in kleiner huisies, agterplaas, of selfs in katakombes, het ons inligting gekry dat van die afskrifte plaasgevind het. Die beligting was nie baie goed nie. Die skryfmateriaal, papyrus, was baie 'n grove materiaal wat die handskrif moeilik gemaak het om te lees. So daar was baie faktore wat daartoe bygedra het. Nommer 1, hulle moes haastig skryf, hulle moes amper met een oog op die deur moes hulle skryf, te kyk dat iemand hulle nie vang nie. En in die tweede plek moes dit in swak beligting plaasvind en was nie altyd leesbaar wat die vorige kopie waarvan hy afgeskryf het nie. En bovendien, dit was gewone mense soos ons, nie opgeleide oorskrywers nie, want oorskryf van 'n teks is 'n baie moeilike taak om te verrig. En later eeue na die vervolging gestaak is, toe kon dit vir die eerste keer deur professionele oorskrywers in sogenaamde scriptoria plaasvind. Dit is skryfhuise. Maar daardie eerste paar eeue het daar baie foute maar aangesluit. Maar weer eens, selfs dit het die Heilige Gees so beskik, dat selfs al was die omstandighede swak, het die inhoud van die Bybel 100% behoue gebly, en was die oorskryffoutjies maar regtig klein. Later in die skryfhuise is dit gedoen op verskillende maniere, maar die mees algemene manier was dat 'n groep skrywers elkeen by 'n skryftafel gesit het en skryf, en dan iemand voorgestaan en voorgelees. Dan lees hy 'n reël en dan skryf almal af, en dan weer die volgende reël. So dit het baie vinniger kon gaan, omdat dit almal gelyktydig geskryf het. Maar toe het weer die probleem van hoorfoute ontstaan. Ouens het nie mooi gehoor wat sê die persoon nie, die persoon het swak uitgespreek, of hy het 'n bietjie agter geraak, en dan dis vir alles wat nou kom by woordorde wat ek nou bestudeer het. Dan het dikwels gebeur dat hy die regte woorde geskryf het, maar die volgorde bietjie vergeet het en dit anders omgeskryf het. So daar was heelwat faktore wat daartoe bygedra het. Prof Jorie, ek wil net sê ek terwille van die luisteraars en my kollegas hier, ons dit voel vir my regtig weer soos déjà vu. Ek sit in die klas as 'n student en ek kry daai warm gevoel want ek is ook net so lief vir tekskritiek en dit wat ons alles geleer het al kom nou weer terug na my toe.
maar soos wat dit nou terugkom, dink ek ook, Prof het genoem, dis 'n baie nederige vak, en ek onthou dit baie goed uit die klas ook, sekerlik die eerste klas wat ons gehad het. Tekskritiek is 'n baie nederige vak, en ek dink ons hoor dit ook nou in die beskrywing van hoe die teks tot ons gekom het vandag. Nou my vraag terwille van die luisteraars ook, ek het nou die dag, eintlik gister, toe praat ek weer met iemand wat nou vir my kom advies vra oor hoe gemaak nou wanneer iemand nou die Bybel ontken of die gesag van die skrif ontken, omdat hulle sê dis deur mense geskryf, en nou hoor ons ook vanuit tekskritiek, dit is sodat daar baie foute ingeslyp het. Ek voel soos 'n student, terwyl ek my vraag vra, het Prof het al reeds geantwoord ook, maar ek dink, as mens dit net bietjie meer prakties kan maak, wat sê mens vir so 'n persoon? Wat sê die Bybel is deur mense geskryf, en daar's klomp foute, en ons kan nie regtig weet wat is die woord van die Here nie. Goed, ek wil net weer die punt maak wat ek net ook genoem het, en dit is dat as ons praat van hierdie foute in die Bybel, dit glad nie enigstens die boodskap of die inhoud daarvan op enige manier aantas nie, en daarom bevestig die kerkgeskiedenis dit ook, dat daar nooit dwaling in die kerk ontstaan het as gevolg van skryffoute nie. Dit is ek glo die beskikking van die Heilige Gees dat dit so gebeur het. Want dit kon ook anders gewees het. Dit kon gewees het soos by baie van die buitebybelse geskrifte wat in dieselfde tyd as die Bybel geskryf is en nog vroeër. Hoe het hulle vir die sê maar die geskiedenis en vir die letterkunde in sê maar in die Griekse of Latynse literatuur, hoe daardie tekste behou gebly, want die oorspronklik is ook weg, om dieselfde redes, net, as wat die Nuwe Testament se weggeraak het. Dis ook met afskrifte en afskrifte, maar nou wil ek by twee dinge noem. Die eerste is, die verskille by daardie tekste is heelwat groter as by die Nuwe Testament. Dis nou buitebybelse skrifte, sê maar die gedigte van Homeros en al die ander die skrywers wat later gekom het, Aristoteles en so meer. Ons het hulle oorspronklike geskrifte nie, maar die afskrifte se verskille is meer dramaties as by die Nuwe Testament. En wat nou ook die geval is, van daardie boeke het ons, sê maar die geskiedenis van die Persiese oorlog of die Peloponnesiese oorlog, is daar van daardie geskrifte so wat, sê maar 20 afskrifte wat nog bestaan, wat behou kom bly. En niemand betwyfel die egtheid van die Persiese of die Peloponnesiese oorlog, of watter die geskiedenis wat in daardie dokumente beskryf word nie, want dit is op dieselfde manier geskryf deur mense op swak skryfmateriaal, en die oorspronklik is verlore. Nou niemand bevraagteken en sê maar hoorie, maar dit is net deur mense geskryf, so daardie oorlog het nie plaasgevind nie. Dit is, maar hoekom bevraagteken we dan 'n teks waarvan ons 5000 afskrifte het en wat feitelik almal feitelik heeltemal mekaar saamstem. So ek dink nie daar's 'n rede of daardie beswaar het eintlik enigstens historiese gronde nie. Dankie Prof. Prof Jorie, ek sou graag ons volgende stelletjie vraag gaan dan ook spesifiek in aansluiting by wat Jonker gevra het, gaan ook oor Bybelvertalings. En as ek dit so 'n bietjie saam mag vat, die vraag wat ons het is die brontekste van die Nuwe Testament en hoe Bybelvertalings saamgestel word. Ons het nou gehoor hoe variante lesings voorkom, hoe daar verskillende lesings in 'n bronteks na vore kom. Maar nou is die groot vraag natuurlik vir ons en vir enige gelowige en enige ernstige Bybelleser is die groot vraag, kan ek my Bybel vertrou? Is daar praktiese riglyne van Prof se kant af? Hoe kan ek weet of ek 'n betroubare Bybelvertaling het? En is dit ook goed en is dit ook reg om te sê dat daar's net een Bybelvertaling en dis die woord van God en alle ander Bybelvertalings is sleg en kan nie vertrou word nie? So hierdie vertrouensaspek, ek dink ons sou graag 'n bietjie van Prof daaroor wou hoor. Goed, dat ek dit so noem, die net oor die brontekste eers. Jy het daaroor in die begin gevra. Wat die Ou Testament betref is daar nie so 'n groot probleem nie, want dit is deur die eeue onder toesig van
die Joodse rabbyne self gedoen. Hulle het nie selfe probleme gehad as die Nuwe Testament met die oordrag van die tekste. Wat die Nuwe Testament betref, het ons nou reeds verduidelik, daar is 'n groot verskeidenheid daarvan. Nou by die 2020 vertaling, ek gaan eers daarby begin. Die 2020 vertaling het spesifiek 'n beleidsbepaling gehad oor hoe gemaak met hierdie, ons noem dit variante lesings, hierdie verskillende lesings op elke teks. Gelukkig is daar al baie werk gedoen. Die vertalers hoef dit nie oor te gedoen het nie, maar ons moes op 'n bepaalde manier besluit wat gaan ons daarmee maak. En wat ons gedoen het in die vertaling is, nou miskien moet ek ook nog dit sê, van die uitdrukkings af en verder, is daar verskeie geleerdes wat toe nou 'n gedrukte teks uitgegee het, elke keer na mate daar nuwe manuskripte ontdek is en meer vergelykings plaasgevind het in die hele proses van tekskritiek of dan teksvergelyking kon vorder, is daar nuwe Griekse tekste in druk uitgegee. So, die Bybelvertalers het gesit met 'n hele klompie sulke gedrukte tekste, waarin die manuskripte klaar vergelyk is en op die ouende besluit is deur die uitgewer, hierdie teks gaan ek druk, want dit kom in, sê maar, die meeste manuskripte voor, of in die meer betroubare manuskripte. En hoe moes die vertalers nou maak? Wat ons gedoen het, is hulle met mekaar gaan vergelyk, die gedrukte tekste met mekaar vergelyk, en ons het natuurlik as uitgangspunt geneem die jongste ene, wat waarskynlik die meeste inligting in hom verwerk het. Maar ons het ook na die ander gaan kyk, en soms het ons gesê, maar ons dink hierdie uitgewer het miskien nie die beste keuse gemaak nie. Hoe ook al, so terloops, dit was nou eintlik my werk gewees by die Bybelvertaling, om elke keer daaroor 'n aanbeveling te maak. Wat ons gedoen het is, daar waar die verskille tussen die gedrukte tekste, wat nou eintlik, kom ons sê weer, dan 'n weerspieëling is van wat in al hierdie duisende manuskripte voorkom, waar daar verskille is tussen die gedrukte tekste, wat werklik geen impak op die vertaling het nie. Ek het net die voorbeeld genoem, hulle het na Jerusalem toegegaan, of hulle het Jerusalem toegegaan, of hulle het Jerusalem toe geloop, of Jerusalem toe gestap, of wat ook al. Dit maak geen verskil aan wat daar staan nie. Dit is bloot 'n taalkundige kwessie. En almal beteken presies dieselfde. Dan het ons dit net laat verbygaan. Ons het nie daaroor enige saak gemaak nie, want die Afrikaanse vertaling is in elk geval volgens die Afrikaanse taalreëls geskryf, en ons hoef ons nie te koppel aan hierdie klein verskilletjies in die Griekse teks nie. Waar daar wel 'n beduidende verskil is, wat vir die leser verskil, wat vir hulle belangrik sou wees, het ons dit in die voetnote ingesit en gesê, ander manuskripte het hierdie en daardie lesing. Ek kan nou die 2020 vertaling ook maak, 'n voorbeeld kry, daar's baie van hulle, maar kyk maar self. Daar sal baie keer ander manuskripte sê, en dan het hulle die alternatiewe lesing het hulle daar ingevoeg. So die leser het tot sy beskikking dit wat die vertaler, die teks wat die vertalers gevolg het, en hieronder ook die teks wat in ander manuskripte voorkom. Maar soos julle sal sien, as julle daardie voetnote nagaan, dit is ook geen inhoudelike aardskuddende verskille nie. Dis maar net iets wat van 'n ander manier van stel. Of in gevalle waar daar 'n bepaalde vers extra of 'n bepaalde vers minder is. Al daardie is ingeskryf in die voetnote. Net so terwille van interessantheid op hierdie punt. Baie mense sê die 2020 vertaling het die slot van die Onse Vader, daardie lofprysing aan U word die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid weggelaat. Eintlik is dit 'n hele klompie manuskripte wat dit vroeë manuskripte wat nie daardie woorde gehad het nie, en dan 'n groot klomp wat dit wel gehad het. En op grond van die meerderheid wat dit wel gehad het, het die 53 vertalers dit ingevoeg, né?
En die ouer vertalings almal, né? Maar na mate 'n klomp dokumente ontdek het wat nie gehad het nie, het die 83 vertaling dit weggelaat. Soos wat baie manuskripte dit gehad het. Die 2020 vertaling het weer teruggesit. Gesê nee wel, daar is manuskripte wat dit weglaat, maar ons het nie genoeg rede om dit weg te laat in die vertaling nie. So dit is weer in die 2020 vertaling met 'n voetnoot daarbey wat verduidelik. Daar is manuskripte waarin hierdie woorde ontbreek. Dit is vir die leser se inligting. As jy vraag nou, beteken die Bybel is onbetroubaar? Nee, kom ons neem 'n baie bekende voorbeeld. En dit is 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Ja. Daar die 3 hemelse getuies, né? Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, Seun en die Heilige Gees, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Nou, daardie betrokke lesing is nie in die 83 en ook nie in die 2020 vertaling nie, om 'n baie goeie rede. Omdat absoluut die oorgrote meerderheid van manuskripte dit nie aangehad. Deur die eeue die kerk dit nooit gehad nie. Hier aan die einde van die tydperk van oorskrywing, daar is nou 4 manuskripte wat dit wel het, Griekse manuskripte, en 4 wat dit in die kantlyn ingeskryf het, waarmee hulle eintlik gesê het, wel, hier is nou 'n stukkie wat ons nie in ons manuskrip waarvan ons afgeskryf het gehad het nie, maar wat moontlik daar kan wees. En toe die tekskritiek nou al die manuskripte met mekaar vergelyk, toe kom hulle agter maar hierdie woorde het nêrens in die Bybel voorgekom. In die teks, in daardie teks voorgekom nie. En geen manuskrip nie, waarby die paar laat is. Dit het wel in die Latynse, een Latynse vertaling, Latynse Vulgaat voorgekom. En toe die verdere studie gedoen is, toe kom ons af op 'n klomp korrespondensie waaruit dit blyk dat die Romeinse kerk het druk uitgeoefen op die kerk, op die samenstellers van die teks, op die uitgewers van die Griekse teks, om dit daarin te sit, want dit staan in die Latynse Vulgaat, en hulle het geglo die Latynse Vulgaat is eintlik so goed as die oorspronklike. Jy weet ook, hulle het nou die Latynse teks het amper, ons het in die begin gepraat van verafgoding, hulle het dit beskou as dit is onaantastbaar. Terwyl die Latynse vertaling is 'n vertaling, 'n gewone vertaling van mense. Trouwens, daar was baie Latynse vertalings gewees, tot so mate dat die Romeinse kerk later gesê het, ons kan nie hierdie klomp vertalings in die kerk toelaat nie, ons moet een standaard vertaling maak. En in Latyn Vulgata, die standaard vertaling, die Vulgaat vertaling, en hulle dit toe beskou as dis eintlik die oorspronklike. En toe die Griekse teks, dit nie, het sê dit moet ingesit word in die Griekse teks. En sien hoe maklik kan so iets gebeur. Maar nou die vraag, is dit dan betroubaar? Daar die 3 hemelse getuies. Dadelik wil ek by sê, die Heilige Gees en die openbaring van die Here is nie afhanklik van menslike handeling nie. Want selfs sonder daardie teks getuig die Bybel, en daarvoor kan ons baie tekste uithaal, van die 3-eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, van Genesis 1 af tot in Openbaring, kan 'n mens in elke Bybel, hoewel die praat dan nie van boeke soos Ester en Rut nie, maar dit lê verspreid reg oor die Bybel, die leer van die 3-eenheid. Die leer van die 3-eenheid berus nie op daardie enkele teks in 1 Johannes 5 nie. So ons kan, selfs sonder daardie woorde, het ons nog steeds voluit die leer van die 3-enige God waarin ons kan vashou. So dis betroubaar, selfs daarsonder. As ons dit nou wil invoeg, omdat ons dink, nee, maar dit moet duideliker in die Bybel wees, dan kom ons, doop ons vas teen Openbaring 22, wat sê ons mag niks byvoeg nie. Al doen ons dit met watter goeie bedoelings ook al. Ons kan dit nie invoeg nie, want alle getuienis wys daarop. Oorspronklik is daardie woorde nie in die teks van 1 Johannes. Die Bybel is absoluut betroubaar, nie afhanklik van tekskritiek nie. Trouwens, ek sou ook weer wou sê, selfs al sou ons nie 5000 afskrifte van die Bybel hê nie, al sou ons sommer maar, sê maar, willekeurig enige een van daardie 5000 vat, en dis al een wat nog behou gebly het, en dit gevolg het, met sy skryffoutjies en alles, dan sou ons nog steeds dieselfde onvervalste evangelie van Jesus Christus daarin ontvang.
Ja. Baie dankie prof, dit maak dit regtig baie duidelik. Ek wil graag 'n opvolgvraag vra ook oor, ons het nou gehoor van die variante lesings en prof het nou vir ons verduidelik dat dat daar prosesse aan is om eintlik vir ons 'n meer betroubare teks uiteindelik te gee deur hierdie proses van tekskritiek. Maar nou, as ek reg is, dan is daar nou ook verskille in brontekste, so die ou vertaling byvoorbeeld, die Afrikaanse Bybel ou vertaling 33-53 gebruik een grondteks, en dan byvoorbeeld die 83 en die 2020 Bybel Afrikaanse vertalings gebruik weer 'n ander grondteks. So net ook ter wille van duidelikheid ook vir ons luisteraars, is daar dan twee stelle grondtekste wat ons gebruik? Die ou vertaling, die Textus Receptus, en die nuwer vertaling gebruik dan die IBS teks. Hoe moet ons dink oor die grondtekste en hoekom is daar verskillende grondtekste? Miskien wil prof net in 'n sin of twee ook dit 'n bietjie vir ons duideliker maak asseblief. Goed, ek dink die twee tekste waarvan jy praat, die Textus Receptus en die een van die Verenigde Bybelgenootskappe, die United Bible Society teks, is die twee wat meestal gebruik word, omdat dit 'n hoë aansien het in die mark, 'n groot markaandeel gekry het in die bekendste tekste is. Kyk, die Textus Receptus was nie die oorspronklike teks nie. Dit is eers in 1633 is hy uitgegee. Ja. En die is voorafgegaan deur die teks van Erasmus, die teks van Stefanus en Beza en ander mense wat almal 'n gedrukte teks gemaak het op grond van die manuskripte wat hulle voor hulle gehad het. En toe het by die kerklike lesers wat die Griekse manuskripte, Griekse teks kon lees, ons praat heeltyd van Griekse tekste wat probeer het om die oorspronklike teks te druk, in druk uit te gee. Daar was toe nou 'n verskille tussen hulle. Nou, dit is, ek sê weer, klein verskilletjies, maar verskille. En daar was toe nou weer 'n dispuut onder die geleerdes van daardie tyd, want dit is maar hulle wat die Griekse teks gebruik het, oor watter een van die vertalings is nou die beste. En toe het 'n uitgewer gekom en hy het die 1633 het hy die Textus Receptus uitgegee. Nou, waarom is dit die Textus Receptus beteken in Latyn vir die aanvaarde teks? Waarom word dit die aanvaarde teks genoem? Nie omdat wetenskaplik is dit so bevind dit nie, of nie omdat die kerk gesê het dis die aanvaarde teks nie, maar die uitgewer, die Elsevier broers wat dit uitgegee het, hulle het in hulle voorwoord gesê, nou goed, ek gaan nou in Latyn ken nie, maar hiermee het ons nou die textum receptum, die aanvaarde teks, die teks wat aanvaar kan word deur almal, was 'n bemarkingsfoefie, hulle voorwoord. En die mense het dit as versoekboek aanvaar. Ek sê maar, goed, hierdie is dan 'n aanvaarde teks en dan gaan ons dit nou volg. En daarna is dit grootliks gevolg vir baie eeue, totdat hierdie bemarkingsfoefie nou nie meer langer draagkrag gehad het nie. En hulle sê net maar kyk, daar is al 'n klomp goed intussen ontdek wat vir ons moontlik maak om 'n beter vergelyking van tekste te doen, wat gelei het tot 'n hele reeks nuwe uitgawes van die teks hier van die einde van die 19de eeu af. Het 'n hele klomp sulke tekste die lig gesien. Die bekendste is die van Westcott North, maar daar was 'n hele klompie ander ook. Tot aan die einde van die vorige eeu het die Bybelgenootskap gesê, nou kom ons vat hierdie jongste klompie tekste weer saam in een uitgawe, en dit is dan die United Bible Society teks. Hulle het hom al 4 uitgawes van hom, reken by die 4de uitgawe, elke keer weer met korreksies hier en daar. Ek kan dit nie genoeg sê nie, klein korreksies, het gaan oor voorsetsels en volgorde van woorde of volgorde van sinne. Dis nou die Griekse teks. So die 53 vertaling in 1933 het die Textus Receptus, daardie een van 1633, het hy nog soveel aansien gehad dat heelwat vertalings nog op hom berus het. Toosius en Vader Kestel, hulle was goed bekend met hierdie ander uitgawes. Ek self het vir my meesterstudie het ek nou hulle korrespondensie nagegaan in die argiewe om te sien hoekom het hulle daai keuse gemaak. In my verhandeling het ek nou probeer om dit te verduidelik.
maar dit kom daarop neer. Hulle was bewus van die, kom ons sê, meer moderne uitgawes, baie meer modern as die Textus Receptus, maar het hulle gesê, omdat die vorige Afrikaanse vertalings deur die kerkvolk nie aanvaar is nie, gaan 'n verandering van bronteks nou so vreemd voorkom, dat hulle waarskynlik dit weer kan verwerp. En om so iets te verhoed, het hulle gesê, al is daar nou al beter uitgawes, kom ons volg maar die ou Textus Receptus. En toe die volgende vertalings gekom het, die 83 vertaling en die 2020 vertaling, kon ons nie langer op die rug ry van daardie, kom ons sê, promosie van die Elsevier broers nie, en het ons 'n nuwe teks gevolg. Weer eens, as jy die Griekse teks gaan kyk, is dit bitter min verskil tussen die Textus Receptus en die United Bible Society teks, die UBS teks. Alhoewel, ek wil byvoeg, die verskille wat daar is, dit is nou goed, ek het nou 'n paar verwys na die slot van die Onse Vader in Johannes 5, daar is 'n hele klompie ander, waar die sekere verse ontbreek of nie ontbreek nie, maar die eintlike verskille tussen die tekste gaan oor die vertaalmetode, en daaroor moet ons ook nog op praat, oor die verskillende vertaalmetodes, die vertaalmodelle wat gevolg is deur die vertalers van 33 af tot by die 2020 vertaling. Dus ons is werklik eintlik stom geslaan met al hierdie wysheid wat ons vandag ontvang. Prof, baie dankie daarvoor. Ek wil graag aangaan met hierdie gedagte. Voordat ons by die vertaal metode is definitief belangrik, maar ek wil graag dan by van die praktiese goeders uitkom. Die goed wat in die kerklike sfeer binnendring dikwels en via sosiale media en ander metodes, is om vir mense te sê, hoorie, maar is Matteus 16 vers 9 tot 20 in jou Bybel, en hoekom is daai ding weggelaat? En dit klink verskriklik erg. Ek het die dokument ook gesirkuleer en vir prof ook gestuur, waar daar gestaan het, gooi hierdie vertaling weg as jy dit het, want jy sal mislei word, en dan staan daar 83 vertaling, verskille en weglatings, en dan is dit Matteus 18 vers 11, totaal weggelaat, Matteus 17 vers 21, totaal weggelaat, en in 'n sekere sin het prof het nou vir ons baie mooi verduidelik, want die verse ter sprake kom nie in die mees gesaghebende brontekste voor nie, maar wil prof net vir ons ietsie daaroor sê oor die dwaling en die sensasie waarmee sekere vertalings dan 'n vandag gemaak het nie, en dalk gemaak word nie, en dalk dan daarmee oorgaan na die vertaalmetode toe. Goed, ek sou net graag wil weet, waarom sê die vertalers, of sê die beswaarders, is hierdie tekste wat weggelaat is, hoekom sê hulle dit moet daar wees? Hulle sê, dit moet daar wees, vermoed ek, maar dalk is ek verkeerd. Maar ek vermoed dit is omdat hulle gewoond was aan die teks wat daar staan in die 53 vertaling. En dit wat in die 53 vertaling staan, kan nie weggelaat word. Maar die 53 vertaling is ook maar gedoen van teen die hele agtergrond waaroor ons gepraat het, van brontekste af, van gedrukte uitgawes wat almal van die manuskripte vergelyk het en toe by 'n bepaalde teks besluit het. Nou ek sê weer, die 33-53 vertaling het gehou by die tekssamenstelling wat die Elsevier broers in die Textus Receptus gedoen het. Wat nie verkeerd is. Ek is self baie lief vir die Textus Receptus, staan een op my rak, ek kyk gereeld na hom, maar dit is nie kanon nie. Kom ons gaan so 'n bietjie terug. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is opgestel voor die Textus Receptus uitgekom het. En in die artikels 2 tot 7 van die Nederlandse geloofsbelijdenis het Guido de Brey baie duidelik gepraat oor hierdie is die gesagvolle woord van God. Hierdie 66 boeke wat hy dan opnoem ook in artikel 4. Dis die gesagvolle woord van God. Maar hy kon nie, wat die Nuwe Testament betref, gepraat het van die Textus Receptus nie. Die teks wat daar staan, want die Textus Receptus was nog nie uitgegee nie. Natuurlik het hy bedoel, die teks wat soos dit aan ons oorgelewer is deur die eeue, en dit sluit in
sê maar dan al 5000 manuskripte. Hy het dit dan nie so beskryf nie, en daardie tyd was hy ook nie bewus daarvan nie, maar ek dink hy was ook gelei deur die Heilige Gees daarin om te sê, hierdie aanvaar ons as die gesagvolle boek, Openbaring van God, die Heilige Skrif. So, ons kan nie sê 'n bepaalde tekssamenstelling, in hierdie geval dan nou die Septus, dit is die kanon, en niks anders. Weer eens, daardie is maar net 'n samenstelling van bepaalde manuskripte wat hulle beskikbaar gehad het. So kan ons ook nie 'n bepaalde vertaling gaan neem as uitgangspunt te sê, dit is wat eintlik in die Bybel staan nie. Vertalers maak ook maar foute. Die 53 vertaling was 'n uitstekende vertaling, maar ons kan nie dit as uitgangspunt neem en sê niks mag 'n verskil van wat daar staan nie. Dan doen ons presies wat die Romeinse kerk met die Latynse Vulgaat gedoen het. En gesê, hierdie vertaling wat ons hier het, is so magtig, dat ons selfs die Griekse manuskripte kan overrule daarmee, kan oordonner, en dat ons lesings wat in die Latynse vertaling voorkom, as Bybel beskou en daarom moet terugsit in die Griekse teks. Dis dieselfde ding eintlik as ons sê, 'n sekere Afrikaanse vertaling is die absolute norm en niks mag daarvan afwyk nie. Ons kan nie 'n vertaling gaan kanoniseer nie. Die 53 vertaling het self ook 'n hele paar foutjies in wat almal sou erken. Ek wil dit ook maar net so noem vir die mense, want ek self is baie lief vir die 53 vertaling. Ek sal nou verduidelik waarom. Maar die 53 vertaling praat almekaar van Jesus wat duiwels uitgedryf het. En dit terwyl die hele Bybel leer, daar is een duiwel, daar is net een duiwel, Satan, sy naam. Daar is nie duiwels nie. Hy het wel bose geeste en ander gevalle engele wat hom dien, wat saam met hom werk, demone word in die Grieks gebruik. Griekse teks praat net van die diabolos, die duiwel, as Satan as die diabolos, die duiwel, en verder praat hy van demone, daimoniai. En Jesus het oral nooit dat hy 'n duiwel uitgedryf nie, maar hy het demone uitgedryf. En daarom die 2020 vertaling dit gekorrigeer. So dit was 'n tipiese fout in die 53 vertaling. So ons kan nie sê om die 53 vertaling sê die duiwels uitgedryf, al sê die Grieks anders, moet ons dit nou in ons vertalers so behou nie. So dis maar 'n enkele voorbeeld wat ek wil noem. Maar dit beteken nie die Bybel 'n vertaling is onbetroubaar nie. Vertalings is betroubaar in soverre hulle die Griekse teks volg wat die Here in sy woord gegee het. En nou praat ons nie van hierdie of daardie gedrukte uitgawe van Griekse teks nie. Al daardie gedrukte uitgawes met 'n magtom voetnote dui hulle aan op watter manuskripte, handgeskrewe afskrifte wat ons ontvang het, berus hierdie teks. En so via daardie gedrukte tekste kom alle vertalings wat betroubaar gedoen word, want jy kan ook 'n swak vertaling maak natuurlik. Maar alle betroubare vertalings gaan dus via daardie brontekste, soos ons hulle noem, terug op die ou manuskripte wat ons van die Here ontvang het. Ek weet nie of ek jou vraag beantwoord nie. Nee, inderdaad, prof. Maar niks jy iets om by te voeg. Goed, prof, ek dink baie dankie vir dit voel of ons in 'n sekere saak net die saak is in die oppervlakte geskraap het in terme van wat ons hieroor kan leer, en ons het inderdaad ook baie keer in die klas meer ontvang as wat ons nou kan weergee in hierdie bestek van 'n paar minute, maar baie dankie vir prof se tyd. Ek dink ons gaan hierby afsluit. En dan dalk in die toekoms, maar niks as daar dalk vrae ontstaan vanuit hierdie episode, kan ons dit weer in 'n volgende episode aanspreek. Maar nietemin, ja. Ja, ek dink miskien is daar 'n kans vir 'n volgende episode. Ek sou net graag wou vra, miskien is daar iets van Prof Jorrie se kant af wat hy dalk wou noem, wat belangrik is in hierdie gesprek. Prof Jorrie is sekerlik nog steeds baie in gesprek met mense rondom Bybelvertalings ensovoorts. Dalk is daar iets wat prof dink belangrik is om te hoor en wat op hierdie episode gehoor moet word. Ek sal graag vir Prof Jorrie ook so geleentheid wil gee. As
ek net 'n enkele minuut miskien kan kry, want ek het net gesê ons moet daaroor praat, en dit is die 3 amptelike vertalings wat op die oomblik in die kerke beskikbaar is, wat onder toesig van die kerke gedoen is. Daar is ook 'n klompie wat onafhanklike vertalings, oor hulle wil ek nie praat nie, maar die 3 amptelike vertalings is die 53, 83 en 2020 vertaling. En die 3 het ons langs mekaar, en dit is nie 'n of nie, maar 'n en. Want hierdie 3 vertalings het elkeen 'n bepaalde doel en metode waar volgens dit vertaal is. En ons moet dit in gedagte hou. Die een is meer geskryf, is meer bedoel om die letterlike bewoording te volg, die 53 vertaling, soos dit in die Grieks teks voorkom. Die 83 vertaling is bedoel om ons uit te bring by die op 'n gemaklike manier by die betekenis daarvan, die bedoeling daarvan. En daarom het hulle nie so gebind aan die bewoording nie, maar oor die betekenis, die inhoud, op 'n gemaklike manier weergee. Terwyl die 2020 vertaling staan weer nader aan die 53 vertaling, in die opsig dat hy ook om verbind aan die bewoording van die bronteks, maar dit so wil weergee soos wat die eerste lesers waarskynlik sou gehoor het as dit in Afrikaans was. En natuurlik, en dan die magdom voetnote wat bykom, wat die vertalingsproses vir die Afrikaanse leser verduidelik. So, gebruik al 3 tekste, moenie net die 53 of party sien dit, net die 83 vertaling of net die 2020 vertaling. So die 3 langs mekaar, vergelyk met mekaar, en elkeen het jy 'n besondere fokus wat jou baie kan help in jou Bybel verstaan. Ja, dit is ook inderdaad wat ons as predikante dikwels ervaar, prof, is dat van die lidmate het 'n voorkeur vir 'n bepaalde vertaling, en dan word die opmerking dikwels gemaak, maar die dominee preek net uit die 83 of die 53 vertaling uit, en dan wil jy amper jou hand in jou hare sit om te sê, hoorie, maar ons preek nie uit so en so vertaling nie, ons gaan terug na die bronteks toe, en ons beoefen ook tot 'n baie mindere mate as wat prof nou verduidelik het, maar ons beoefen ook tekskritiek wanneer ons eksegese doen vir prediking. Mooi. Maar niks, is jy tevrede? Ja, ek dink die laaste opmerking wat prof Jore ook gemaak het, is belangrik vir luisteraars om te hoor, en ek sal net graag wil onderstreep, en dit is die kerk se betrokkenheid, die kerklike betrokkenheid en toesig oor Bybelvertalings. Daar's miskien 'n wanpersepsie daar buite dat Bybelvertalings iets is wat gebeur sonder die kerke of buite die kerke om, terwyl dit nie die geval is nie. Ons het met ons afgelope synode, was daar ook terugvoer gewees oor Bybelvertalings, en die kerke is baie intensief betrokke by Bybelvertalings, en ek dink prof Jore is juist 'n baie praktiese voorbeeld hiervan. Ek meen, prof Jore het self klas gegee vir predikante, is in die GKSA en was self betrokke by die vertaling van die 2020 Bybelvertaling. So ek dink dit getuig ook van die kerklike betrokkenheid hierby. En dit sal goed wees ook dat lidmate hulle mooi hiervan vergewis en mooi weet wat alles betrokke is by 'n Bybelvertaling voordat 'n mens net aannames maak. Ek dink dit sal goed wees. Kan ek net nog ietsie daarby voeg by wat jy sê, man? En dit is dat natuurlik is die 2020 vertaling nie foutloos nie. Ek self het 'n hele klompie foute raak gelees intussen, wat ek deurgestuur het na die Bybelgenootskap. Hulle beoog nie 'n hersiene uitgawe binnekort nie, maar vorentoe sal daar wel een moet kom, en dan moet hulle hierdie inligting hê. Enige leser wat op iets afkom wat hy sê, maar hier het ek werklik rede om te vra, hoekom is so vertaal? Stuur dit gerus vir my aan, dan stuur ek dit ook deur na die Bybelgenootskap, of stuur dit direk deur Bybelgenootskap toe. Hulle kan dit ergens op rekord hou, sodat by die hersiening wat eendag eventueel moet gebeur, dit dan ook in ag geneem kan word. Prof Jore, net op daai punt, ekskuus Jan-Louis, waar kan hulle hierdie inligting kry, hierdie kontakbesonderhede kry? Is dit gewoon op internet beskikbaar? Ja, gaan maar net na die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, né, die BSA, en jy sal daar wel inligting kan kry. As jy nie reg kom nie, kan enige van julle mense, skripturaal mense toestuur, of na my toestuur. Julle kan sien, my internet is nie so waarvars nie, so dit kan daar moeiliker by my uitkom, maar baie welkom het vir my te stuur, dan kan ek dit deurgee. Dankie prof. Goed, ek dink ons het die
einde bereik van hierdie episode ten minste. En baie dankie dat jy vandag saam geluister het en saam gekyk het. Ons vra verskoning vir die enkele tegniese foute wat ons gehad het, maar ek dink die inhoud sal meer as genoeg opmaak vir wat ons aan tegniese vaardighede vandag gebrek gedoen het. Baie dankie Prof Jori vir Prof se teenwoordigheid, Marnix, jy ook, en dan so ons in sy afwesigheid vir Jonker wat intussen ons moes verlaat het. Totsiens, tot 'n volgende keer.